Goeienaand. Ons nooi u uit om te deel in ons Paasnagmaaldiens. Die staat van inperking waarin ons tans bevind, vra dat ons die Paasnagmaal op 'n ander manier moet inrig. Ons hoop is dat ons op 'n ander manier as gemeente nog steeds saam nagmaal kan gebruik. Ons is nie almal op dieselfde plek nie, maar waar jy vanaand die brood eet, uit die beker drink, so doen ek dit, en so doen ander dit ook. Soos die Here my voed, voed hy ook vir jou en vir ander. Die diens word soos gebruiklik nie met 'n seën aan die einde afgesluit nie, omdat ons die opstandingsdiens as 'n verlenging sien van vanaand se diens. Eintlik is dit van vanaand af 'n diens tot Sondag. Mag die Here u aanraak en u voed met die boodskap en die tekens van sy lyding en sterwe. As toetrede gaan ons vanaand luister na Pio Jesu, gesing deur die Priests. Pio Jesu, genadige Jesus, wat die sondes van die wêreld wegneem. Pio Jesu, genadige Jesus, wat die sondes van die wêreld wegneem. Here, gee ons rus, gee ons vrede. Gemeente, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons luister saam na die nagmaalsformulier. Die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om die Here te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. En wanneer ons die brood en die wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf
en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal, saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel in hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. En wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid, ook anders so. Amen. So, ek weet nie of jy die afgelope week ook so baie foto's of video's op WhatsApp gekry het nie. Dit is nogal regtig goed. Ander, jy skud my net jou kop. Een wat my nou nogal getref het, is 'n foto met die woorde: die kerke is leeg, maar die graf is ook leeg. So, dis dan maar treffend, nee. En weet jy, dis seker die dag wat vir my nog altyd uitgestaan het op die Christelike kalender. Opstandingssondag. En daarom kan 'n mens amper nie wag vir Sondag nie. Die graf is leeg. Jesus leef. Hy het opgestaan. Daar's oorwinning. Ek staan in hierdie oorlog en ek sê vir die virus, ek bang jou nie. My Here is die oorwinnaar. Dit laat my dink aan 'n ander foto wat ek ook op WhatsApp gekry het. 'n Foto met die virus. Julle weet mos, hy het seker tentakels. Dit lyk soos 'n kroon. En dan staan daar: jy het nie die kroon nie. Jesus het die kroon. Hy is die koning. Maar hier is die ding, ons kan so uitsien na opstandingssondag. So uitsien na, hy is die oorwinnaar. Hy is die koning. Want dit is mos die boodskap wat ons hoop gee. Ons kan so uitsien na hierdie boodskap, dat ons die hele kruisiging kan misloop. Dat ons die doringkroon kan mis. Dat ons die donkerte van sy lyding en sterwe kan mis. En dis juis die donkerte van sy kruisiging waarmee die Here vir my en vir jou uitnooi om in hierdie tyd waarin ons leef iets te beleef van wat hy deurgemaak het. Ons lees vandag same 'n gedeelte wat eintlik nie in die Bybel hoort nie. Wat? 'n Gedeelte wat eintlik nie in die Bybel hoort nie? Ja, ons gaan saam lees Psalm 88. Maar ek is kom net of jy deur lees, sal jy hoor waarom ons sê dat hy eintlik nie in die Bybel hoort nie. Maar voor ons lees, kom ons bid saam. Here, genadige Here, U is God. U is die koning. Ai Here, my hart is so onrustig, so verward. Here,
gee ons vrede. Here, ek staan voor U met alles. Al hierdie dinge wat nie so mooi is in my lewe nie. Al die dinge wat ek doen wat U vra ek nie moet doen nie. Al my bekommernisse, al my vrese. Here, gee my vrede. Open U woord, Here. Maak my oop vir U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Psalm 88. 'n lied. 'n psalm van die Koragiete vir die koorleier met fluitspel. 'n gedig van Heman die Israelitiet. Here God van my verlossing, dag en nag roep ek tot U. Luister tot nou na my gebed, hoor my hulpgeroep, want my lewe is vol probleme en die dood kom al nader. Ek word getel saam met die wat op pad is na die graf. Ek het geword soos 'n sterk man, met geen krag meer hoor nie. Ek word saam met dooies getel, saam met gesneuweldes in die graf. Hulle wat U nie meer onthou nie, wat afgesny is van die versorging. U het my heel onder in die graf gesit, in die donkerste dele van die graf. U toorn rus swaar op my, U golwe het oor my geslaan. Sela, U het my vriende van my weggeneem. U het gemaak dat hulle my verafskie. Ek is vasgevang en kan nie ontsnap nie. My oë is dof van droefheid. Here, elke dag roep ek U om hulp en sprei my hande uit na U in gebed. Is U wonders vir die dooies bestem? Staan dooies op om U te loof? Sela, word die liefde in die graf verkondig en die trou in die plek van verderf? Is die wonders bekend in die donkerte, die regverdigheid in die vergeetlikheid? Maar ek roep na U om hulp, Here. Elke oggend is my gebed voor U. Here, waarom verstoot U my? Waarom draai U weg van my? Vanaf my jeug het ek gelei en was ek naby my dood. Die las van die verskrikking het my in verwarring. U toorn het my oorweldig. U verskrikking het my vernietig. Die hele dag omring hulle my soos vloedwater en sak op my toe van alle kante. U het geliefdes en vriende van my weggeneem. Duisternis is my enigste geselskap. Soos ek gesê het, hierdie psalm hoort nie eintlik in die Bybel nie. Al die psalms, jy kan maar gaan kyk. Al die psalms eindig met hoop. Dis met woorde, hy hoor, hy's naby, hy sal uitkoms gee. Maar nie hierdie psalm nie. Daar's net 2 psalms sonder hoop. Gaan kyk maar in jou Bybel, Psalm 39, Psalm 88. Kom ek vra jou, wil jy hoor van donkerte of wil jy hoor van hoop? Hoop natuurlik, man. Jy gaan dit nie vind in hierdie psalm nie, hoor. Die woord donkerte kom 3 keer in die psalm voor. Die laaste woord in die Hebreëus kan ons vertaal met donkerte van hierdie psalm. My naaste vriend is donkerte. En nou, ja, dan verskriklik as jy dit moet sien, nee. Jou beste vriend is donkerte. Hierdie ou beleef uiterlike donkerte, maar hy beleef ook innerlike donkerte. Die uiterlike dinge, die dinge wat nie so lekker om hom is nie, het gemaak dat sy binnekant ook donker geraak het. As 'n mens so die psalm deurlees en jy maak jou oë toe, wie sien jy? Sien jy vir Jesus daar aan die kruis? Wel, ek sien hom. Vers 9, U het my vriende weggeneem. Waar was die disippels nou weer gewees toe Jesus daar aan die kruis gehang het?
Ja, nee, hulle het weggehardloop, nee. Vers 15, waarom verafskuw u my? Onthou jy Jesus se woorde? My God, waarom het u my verlaat? So, hoekom is hierdie Psalm dan in die Bybel? Die skrywer van die Psalm, lees ons in die opskrif, is Heman, die Esragiet. Mense lees van Heman in 'n paar plekke in die Bybel, maar andere 1 Kronieke 6, 1 Kronieke 16, en lees ons, hy was die kleinseun van Samuel. Hy was 'n baie bekende musikant van sy tyd. Veral, jy kan gaan kyk 1 Kronieke 16, wat 'n lofsang is. En dan hoor ons ook Psalm 62, wat hy ook geskryf het. Maar nie Psalm 88 nie. Nee, nie Psalm 88 nie. Psalm 88, Heman skryf 'n klaaglied. So, die Here het dit in sy woord laat plaas. Hoekom? Want God verstaan. Daar's kere in ons lewens waar dit nie so goed gaan nie. Donker tye. Daar's tye wat ons nie in die oggend met 'n smile opstaan nie. Heman het tussen al die goeie dae ook slegte dae gehad. God verstaan dit. Hy verstaan ons is nie altyd 100 nie. Dis wat ek en jy deurmaak. Hy het dit aan die kruis ook ervaar. En die ergste van die ergste, die slegste van die slegste dae, Markus 15 vers 33. Jesus hang aan die kruis, 12:00, word dit donker, tot 3:00 die middag. Jesus gaan die donkerste donker minne, die ewige dood. Soos ek aan die begin gesê het, ons is geneig om so vinnig as moontlik by die opstanding uit te kom. Veral in die hantering van die slegte ons. Ons wil so vinnig as moontlik by die oorwinning, by die beloftes uitkom. Maar dalk is die tyd waar daar donker wolke om ons is. Donker wolke van hierdie virus, donker wolke van dinge wat nie so lekker is nie, donker wolke van, ons is nie so seker of ons nog 'n inkomste gaan hê nie. Ook is dit juist hierdie donker wolke, wat ons dwing om net weer tot stilstand te kom, by ons Here se lyding en sterwe. Dat ons net in ons binnekant, die donkerte van ons Here en ons Verlosser se donkerte kan ervaar. Soos ek vrees vir hierdie siekte, hoe het my Here nie gevrees nie? Ek lees in die tuin van Getsemane, sy sweet het soos bloeddruppels geword van die angs. Waar ek uitgelewer voel aan 'n siekte wat my enigtyd kan oorval. So was my Here ook uitgelewer aan die pyn en die seer en die dood. Dus ek vrek bang is vir die dood wat om elke hoek vir my loer. So was my Here ook. Soos my oë vol trane word as ek na die beelde kyk op die televisie en ek sien soveel dood. So was my Here se oë ook vol trane oor die mensdom, nie oor my en oor jou sondes. Die een van hierdie psalm is, skrywer is nie op 'n goeie plek nie. Hy is op 'n slegte plek. Maar hy wil aanpraat met die Here. En wat doen 'n mens as jy seer het? Dit is erg. Dis die ergste ding wat ek nog ooit teëgekom het. Ek hoor baie keer mense sê, hy het vir 'n operasie gegaan. Dis die ergste wat ek nog deurgemaak het. Dis die ergste operasie wat daar is. Ja, kan jy weet dit? Die digter doen dit ook.
Hy sê, Here, van my kinderdae af, vrek hy stretch hom, is allemaal lang, Here. En dan sê hy sommer 'n bietjie sarkasties ook met die Here. Here, kan iemand wat dood is, die naam groot maak? Toe, Here, kan 'n mens, Here? En dis iets wat 'n mens reg deur die Bybel kry. Daar is selfs 'n boek met die titel Klaagliedere. Klaagliedere was in die Bybel en is vandag nog deel van mense se geloofservaring met die Here. Mense wat in donker tye hulle nooit by die Here bekla. Nou, nee, laat ons eerder sê gelowiges wat by God kla. Wat meer as net kla. Gelowiges wat huil by God oor hulle seer. Gelowiges wat met God praat oor die donkerte. Wat met God veg daaroor. Is dit nie wat ons by Jesus ook hoor nie? My God, waarom het U my verlaat? En dis die punt. Ons het dit wat deel van gelowiges in die Bybel, dit wat deel van hulle gelowiges se belewenis, hulle geloofsbelewenis is met die Here, het ons prys gegee. Daardie deel om net met die Here te gaan praat, om ons harte net oop te maak. Dalk is die tyd, nie net 'n tyd om nou bewus te word van ons Verlosser se donkerte nie, maar ook met God te praat oor die donkerte om ons en in ons. Om met God te praat, by God te huil, oor die wêreld om ons. Om by God te huil oor die wêreld wat ons so opgemors het, en oor die seer wat ons mekaar veroorsaak. Dat ons by God gaan huil oor die dood, wat ons oral om ons raak sien. Dat ons by die Here gaan huil oor ons eie lewens, wat soms in 'n groot gemors is. Ek sê weer, Jesus is die oorwinnaar. Hy is die koning. Maar die pad na die oorwinning het deur 'n kruis gegaan. Ons mis iets van ons verhouding met die Here. As ons na God se oorwinning gryp, sonder om die kruispad te loop. Want dit is juis in ons donkerte, en ons kla en ons huil by die Here, dat ons by die Here ontdek wie die Here is. Die digter sê sarkasties vers 12. Word U liefde in die graf verkondig? Word U liefde in die graf verkondig? Ai man, as die digter net van die kruis op Golgotha geweet het. Want is in die donkerte wat ek God ontdek. Dat ek ontdek, hy is by my. Hy is by my, al kry ek niks reg in die lewe nie. Hy is by my ten spyte daarvan dat ek nie met 'n happy gesig elke oggend opstaan nie. Hy is by my. Ten spyte van wie ek is en wat ek doen. Hy is by my omdat dit is wie hy is. Hy is liefde. Dit sien ons aan die kruis op Golgotha. Maar is ook meer as net die besef van wie hy is. Klaagliedere soos ons dit in die Bybel kry, was ook 'n proses van praat met die Here, stoei met die Here, met geloof, met hoop, dat hy dinge gaan verander, dat hy uitkoms gaan gee. En dan in die derde plek, is om met die Here te huil, met jou emosies met hom te deel, jou diepste binnekant met hom te deel. Is ook 'n manier hoe jou verhouding met die Here groei, hoe jou verhouding met die Here sterker gemaak word.
En laastens is dit ook 'n manier hoe jy en Jesus een word in julle trane oor die wêreld om julle. Jesus het by verskeie geleenthede na die wêreld om hom gekyk en gehuil oor hulle. Dis juist sy trane wat hom kruis toe gevat het. As ek so die TV aan sit en ek sien die seer. Here, ek huil oor hierdie seer. Ek huil oor dit wat ek sien. Geliefdes, dalk is die Here se uitnodiging om saam met hom in hierdie donkerte te deel, sodat ons Sondag, opstandingssondag, die oorwinning, die lewe, dat dit meer deel van ons kan wees. Dat ek Sondag nie net sal sê, die Here het opgestaan nie, maar dat ek dit kan uitjubel met my hele hart. Dat ek Sondag kan sê, die Here met die doringkroon is die koning, soos Job. Ek het net gehoor, maar nou het ek het gesien. Amen. Here, U is hier waar ons by mekaar is, hier waar ek nou net na U woord geluister het, waar ek gehoor het van die donkerte wat U deurgemaak het, die houe, die spoeg, die gespot, die kruis, die donkerte van die dood. Here, laat ons vir die volgende tyd net ietsie inneem van dit wat U deurgemaak het. Daarom, Here, voed ons vanaand met U self. As ek hoor, dit is my liggaam, dit is my bloed. Here, laat dit by ons insak. Laat dit deel word van ons binnewêreld. In Jesus naam. Amen. Die brood gebreek eens by die meer, breek nou die lewensbrood vir my ook hier. Wil steeds U waarheid meer aan my ontvou, tot ek ook in U woord my Heer aanskou. U is die lewensbrood, Heiland vir my. U is die waarheid, Heer, U maak my vry. U beeld straal uit die skrif, so helder voort. U soek ek, Heer, U self, o lewend woord. Die beeld straal uit die skrif, so helder voort. U soek ek, Heer, U self, o lewend woord. Geliefdes, hoor die gekruisigde Here, as hy vanaand vir jou sê, die brood wat jy breek, neem, eet, dit is my liggaam vir jou. In stilte, breek nou die brood en deel dit met mekaar.
Geliefdes, hoor die gekruisigde Here, as hy vanaand vir jou sê, die beker waaruit jy drink, neem, drink, dit is my bloed vir jou. In stilte, gooi nou die sap in en deel dit met mekaar. Ons eindig vanaand se diens met ons geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy se kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.